Honderde polisiekantore in die land is in 'n haaglike toestand en die rugby-legende Henny van Sail sterf. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Meer as 300 polisiekantore in die land is of in 'n baie slegte toestand of nie geskik as 'n produktiewe werksomgewing nie. Die minister van Polisie, Feroz Cachalia, tydens 'n parlementêre antwoord onthul dat daar 184 polisiekantore in 'n baie swak toestand is en herstelwerk en opknapping benodig. Die meeste van die polisiekantore is in die Oos-Kaap, Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat. Cachalia sê egter daar is 35 projekte wat teen die einde van die 2025-26 boekjaar afgehandel sal wees. Forum for South Africa, FOSA, het 'n amptelike versoek aan die regering gerig vir die herinstelling van die doodstraf. Die groep wat hom beywer vir sosiale geregtigheid en menseregte, meen die doodstraf moet ingestel word spesifiek vir die oortreders wat met opset moor. FOSA het sy oproep op die regering opnuut belig nadat die jongste misdaadsyfers daarop dui dat 64 mense elke dag in Suid-Afrika vermoor word. Die groep se nasionale leier, Tebogo Mashilompane, meen die reg tot lewe, soos dit in artikel 11 van die grondwet vasgelê word elke dag geskend, terwyl dit ongestraf bly. FOSA het reeds in Junie vanjaar, toe die parlement voorleggings vir grondwetwysigings oopgestel het, sy voorstel ingedien. Die parlement het egter tot dusver nog nie daarop gereageer nie. 'n 5de persoon wat die naweek by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem is, het vandag vlugtig in die Kempton Park se Landdroshof saam met 4 ander verdagtes verskyn. Die 4 mans en 'n vrou staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op die regulering van buitelandse militêre hulp. Die inhegtenisnemings volg nadat 'n ondersoek bevind het dat 'n Suid-Afrikaanse vrou glo die werwing en reis van individue vir die Russiese weermag hanteer het. Die valke het die inhegtenisnemings uitgevoer nadat hulle 'n wenk van die lughawe polisie oor 4 mense wat via die Verenigde Arabiese Emirate na Rusland reis ontvang het. Die Departement van Water en Sanitasie het die berugte Jagersfontein myn toegelaat om bedryf te word, ondanks verdoemende verslag oor die myn. Die departement het 'n verslag oor die verwoestende 2022 damwal ineenstorting vrygestel wat getoon het dat die myn se bestuur moontlik bewus was van die risiko's. Die verslag het ook onthul dat die myn sonder ontwerpplanne van 'n geregistreerde ingenieur gebou is. Die ineenstorting het byna 3 jaar gelede tot die dood van 2 mense gelei, terwyl nog 1 persoon steeds vermis is. En die voormalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler Henny van Sail is in die ouderdom van 89 vermoedelik aan hartversaking oorlede. Volgens sy susterskind, Dominee Peter Stans, is hy die afgelope tyd in 'n versorgingsoord in Johannesburg versorg. Van Sail was 'n vleuel en het sy provinsiale debuut in 1959 vir Transvaal gemaak. Hy het 10 toetse vir die Springbokke gespeel en gehelp dat die Springbokke Nieu-Seeland in 1960 op Ellis Park 'n bloedneus gee. Hy het die Springbokke egter in 1962 vir die Rugby Liga verruil en het later die onder 21 Transvaalse rugby span afgerig. Hy laat sy vrou Tilly, sy dogter Michelle en seun Dion as ook 2 kleinkinders agter. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.